hulle werk. Ek wil 'n bietjie met u gesels oor vertroue. Trust. Vertroue. As ons na die Bybel toe gaan, en ons gaan kyk nou na die mensdomse geskiedenis, dan sien ons by vele male was daar mense, manne, vroue, wat in moeilike omstandighede was, wat voor enorme krisisse gestaan het, wat se lewe bedreig was, wat letterlik die dood in die oë gekyk het, deur die hele geskiedenis. Mense wat in 'n situasie was, waarin dit in die konteks van menslike gesprokenheid, met ander woorde ons as doodgewone mense, waar dit vir hulle onmoontlik gelyk het, dat daar 'n uitkoms kan wees. Dit was net, menslikerwys kan jy net vir jouself sê, dis nie moontlik nie. Amper soos Piet nou hier staan en hy sê, en hy kyk en hoe dit was, en deur die genade van God wat is, en jy wil half vir jouself sê, dis onmoontlik. Nou, daar's baie mense wat voor onmoontlike omstandighede gaan staan het. Ek wil, as ek nou net na die Bybel toe gaan, daar's so baie, ek kan nou nie oor almal net na almal verwys nie. Maar net so vinnig. Moses is een van hulle, ons sien dit vroeg al, julle ken die verhaal van Moses, en hulle is besig om weg te trek van die klomp Egiptenare af. En hier staan hulle voor hierdie see, wat keer dat hulle verder gaan. En die Egiptenare met alles in stryd waarin, ons moet onthou dat op daai stadium Egipte die magtigste land was, 'n bevolking was, 'n oorlogsvolk was, wat kon oorlog maak. Hulle was rarig toegepas, toegerus om oorlog te maak. Die klomp Jode, die Israeliete wat daar uitgetrek het, hulle was niks. Ek wonder of een 'n spies gehad het. Ek weet nie as een 'n swart gehad het, hulle was slawe vir die grootste deel, die meeste van hulle was slawe gewees, hulle hele lewe lank. En hier staan hulle teen hierdie see, en hierdie klomp Egiptenare is op pad na hulle toe. Nou kan jy vir jouself dink, dis 'n militêre mag wat op hulle afkom, en hier staan hulle. En Moses draai om, en hy roep na God. En hy sê, Here, kom help ons. En hy antwoord hulle. En julle ken die verhaal. Ons sien as ons nou na die Bybel verder gaan, en ons kom hier by 'n klompie van die konings, waar oorlog was maar deel van hierdie mense se lewens op 'n redelike gereelde basis. Iemand wou iemand iewerster doodmaak. Lyk my dit was maar deel van die wêreld daai tyd. En nie net daai tyd nie, vandag nog net so is dit nie. Maar ons sien koning Hiskia byvoorbeeld, een van die konings, toe die koning van Assirië teen hulle opstaan, 'n magtige volk wat teen hulle opstaan. En Hiskia buig hom voor God en sê, Here, as U nie kom help, word ons vernietig. En God gryp in. Koning Asa, die Kassiete staan teen hom op. Die woord van die Here sê vir ons, daar was 1 miljoen soldate. Nou, in vandag se verwysingsraamwerk is 1 miljoen nie in ons konteks nie baie nie. Ons kan nie dink dat dit baie is nie. Maar 1 miljoen soldate is in daardie tyd 'n massa mense. En met strydwaans en alles, en hierdie mense is besig om op te trek teen Asa, en Asa draai hom na die Here toe, en hy sê, Here, kom help, en God antwoord hom. En sy vyande word vernietig. Josafat, drie volke, Moab staan teen hom op, Ammon, en die Meuniete, 3 volkere wat teen hulle opstaan, om oorlog te maak teen hulle.
En hy draai om en hy gaan na God toe en hy roep die Here aan en die Here verslaan 3 volke. Vir God is dit niks nie. En ons sien dit, daar's so baie verhale in die geskiedenis van gebeurtenisse en goed wat gebeur het, dat die getuienisse van God se ingrype is oorweldigend. Reg deur die geskiedenis. Nou vanoggend onthou ons 'n gebeurtenis. Ons onthou 'n gebeurtenis in ons eie geskiedenis. Geskiedenis van ons land, wat deel is van die geskiedenis van ons land. En daar's baie sulke voorbeelde van God se ingrype. Maar vanoggend onthou ons 'n geleentheid waar 'n groepie manne bymekaar gekom het om kommando uit te trek om teen die Zulus te veg. En hulle kry die nuus dat die vyand op pad is na hulle toe, 'n groot mag van mense wat hulle sou aanval en besig is om na hulle uit te trek. En Andries Pretorius wat die leier is, en Sarel Silje, wat julle ken die geskiedenis van Sarel Silje, wat die geestelike leier was van die mense wat daar by mekaar was, het van die 9de af tot die 16de het hulle 'n gelofte afgelê, nie 'n gelofte nie, eintlik 'n gebed, ons noem dit 'n gelofte, 'n gebed waar hulle geroep het na God vir uitkoms, vir hulp in hierdie situasie waarin hulle self nou bevind. Hulle het ook 'n vyand gehad wat na hulle toe kom. En die doel van die vyand was nie om met hulle te kom speel nie, of om te kuier nie, dit was om hulle te kom doodmaak, soos hier konings, soos Moses, soos baie mense al beleef het. Hier, weet, daar is goed wat jy wil vernietig, die vyand wil ons vernietig. En van die 9de tot die 16de, elke dag het hulle hierdie gebed saam met mekaar, laar getrek, die goed gedoen wat hulle veronderstel is om te doen. 464 mans wat by mekaar was, blanke mans, 60 swart burgerlike vrywilligers wat militêre diens gedoen het, van Port Natal afgekom, onder leiding van Alexander Bigger. Daar was 'n groot klomp swart mense, wat agterryers was, waadrywers was, mense wat gewerk het binne in die laar. Daar was 'n groot klomp kleerlingmense wat diens gedoen het, gewerk het vir baie van hierdie boere saam met wie hulle was. So daar staan 'n magtige klomp mense, nie magtige klomp mense nie, maar daar staan 'n klomp mense van verskillende kulture, verskillende tale. As jy die geskiedenis lees, dan sê hulle daar was, dis vir my nogal interessant, as die mense wat nou hierdie goedjies skryf, dan skryf hulle, daar was soveel mans gewees, blanke mans, en 3 van hulle was Engels. Ja, so daar was Engelse, dis hier die samevoeging van 'n klomp verskillende mense, uit verskillende agtergronde, verskillende belewennisse, hier staan hierdie massa mense, of hierdie klomp mense, en hier is hierdie massas op pad na hulle toe, en hulle draai na God toe. Hulle kies in daardie oomblik, nie om die fokus op hulle self te sit nie, maar om na God toe te draai. Ons moenie Andries se vermoëns om op as 'n strateeg dit miskyk nie. Hy het die laar op 'n perfekte plek opgeslaan. Die manier hoe hulle dit gedoen het was dat jy kan net van een kant af aangeval word. So dis daar, maar hierdie manne en hierdie mense roep na God toe. En God het hulle geantwoord. Wie van julle wat hierso sit,
is van die nageslag van die mense wat daar was. Wie van julle kom van daar af? Want almal jy's iewers sterk. As jy nou mooi die streep trek, kan jy daar uitkom by die slag van Bloedrivier. Ja, hier's 'n klompie mense. My eie oupa, groot grootjie, verstaan, Jakobus van Sail, hy was ook daar, en ook deel van die groep manne gewees wat uitgetrek het. So as ons nou kom dink soos iemand van my nou gesê het in die week, as die Here nie ingegryp het in daardie klomp mense, en nou praat ek nie net van die blanke mense nie, verstaan my baie mooi asseblief, ek praat van die mense wat in daardie laar was, wit, swart, bruin, en 'n paar gemengdes, want almal se bloed is 'n bietjie gemeng, hou ons nie daarvan nie. Al hierdie mense was daar by mekaar. So as dit sou wees dat hulle sou doodgemaak word en vernietig was, dan was daar 'n klompie van ons vandag nie hier nie. So ons is, omdat God gekies het om te help. Vir hulle te help op daardie oomblik. Jy sien broer en suster, wanneer ek en jy na God toe gaan en ons hom vasgryp, dan help hy. Dit word bereken dat die nageslag van die mense wat uit die slag van Bloedrivier, wat binne in die laar was, as dit sou kon bereken word, dan sou dit honderde duisende mense wees. Want die nageslag is van 'n klomp mense wat gespaar is. Ons weet dat 'n paar laars van die voortrekkers aangeval is op verskillende plekke met die aanloop hiernatoe. En 'n hele paar mense hulle lewens verloor het. Van hierdie mense wat in hierdie laar van Bloedrivier was, het 'n tydjie later, het 'n klompie van hulle eie lewens verloor, weer in so 'n oorlog. Maar in hierdie oomblik, in daai oomblik, het God gekies om in te gryp en te help. Ons, ek en jy, ons lewe nou vandag hierso in 2025. En baie van ons staan voor situasies en omstandighede wat soos 'n magtige vyand voor jou staan. Dit lyk vir jou, dis net 'n oormag wat jou gaan oorweldig. Dit voel vir jou, ek gaan dit nie kan maak nie. In ons eie tyd, in ons eie lewe, waar ons nou is. Terwyl ek besig was om voor te berei, toe dink ek 'n bietjie, wat is die goed wat die Christene van vandag wat 'n bedreiging is vir Christene reg oor die hele wêreld, nou nie net vir ons hier aan die suidpunt van Afrika nie. En ek moet sê, weet julle wat, nee, hier aan die suidpunt van Afrika is ons ontsaglik bevoorreg om te hê wat ons het en om te kan wees wat ons is, die vryheid wat ons het, die gebrek aan vervolging wat ons het, wat ook al. Daar is 'n wêreld daar buitekant wat swaar kry. En kinders van God wat swaar kry. Mense wat op 'n gereelde basis God soek en sy aangesig soek vir uitkoms vir hulle omstandighede. Ek het net so vinnig geskryf. Die vervolging van Christene. Ons het Sondag daaroor gepraat en ek herinner julle sommer net aan die bladsytjies wat julle vir my moet invul asseblief Sondag saam terug te bring vir die petisie wat ons wil wegstuur. Christene word reg oor die wêreld vervolg. In Afrika word hulle doodgemaak. Asof dit niks is nie. Dis soos regtig so slagskape. Jesus het gesê, as hulle die herder nie gespaar het nie, gaan hulle julle nie spaar nie. Maar weet jy wat, is baie maklik vir ons, as mense wat hier sit waar ons sit, en nou moet ek dan nou by sê,
Hier waar ons in Stilbaai sit, is dit nog erger. Want hier is ons nog meer soos in 'n babbeltjie toegemaak. As jy nou net so 'n paar kilometer, nee, 'n hele paar kilometer na die noorde toe kom, dan kom jy agter, maar is nog steeds oorlog daarbo. So ons is eintlik toegemaak en beskerm en ons is veilig en so ons dink nie altyd daaraan nie, maar Christene word doodgemaak. Daar is die beweging van sekulêre humanisme waar hierdie wêreldse denkpatrone in mense se harte ingeets word op skole op alle vlakke van die samelewing. Daar is die verbrokkeling van verhoudings. Wanneer ons na statistieke gaan kyk oor hoeveel mense, en dan praat ons nou van Suid-Afrikaners, hoeveel mense met egskeiding sit en huweliksprobleme sit en krisisse sit en verhoudingsprobleme. Ek dink, as 'n mens nou kyk na die statistiek van huwelike wat eindig in die skeihof, as jy dit net een kan vat en jy sê, kom ons kyk na gesinne waar daar ernstige verhoudingsprobleme is, nie net tussen man en vrou nie, maar tussen ouers en kinders. En ons sit hulle by, en ons vat die mense wat ernstige verhoudingsprobleme het met familie, en jy sit hulle by, dan hardloop ons hier na 90% toe. Van ernstige verhoudingsprobleme. Daar is die opmars van Islam, of miskien moet 'n mens eerder sê die radikalisme van Islam, wat reg oor die wêreld besig is om hande uit te ruk, en hulle promoveer die Islam en hulle godsdiens en al die goed wat hulle aanvang. Daar's persoonlike uitdagings. Baie mense sit met fisiese uitdagings, liggaamlike uitdagings. Dis reëse wat voor ons kom staan, wat net, jy weet, dis vernietigende goed. En ons kyk na die lewe en ons voel, weet jy wat, dit is verskriklik, en mense sukkel finansiëel en al die goeie. So wat beteken dit wanneer ons voor al hierdie goed kom staan? Wat moet ek en jy doen daarmee? Wat maak ons? Wat maak ek met my hartseer en my pyn? Wat maak ek met my angs en my vrees wanneer ek na hierdie lewe kyk en dink oor die toekoms? Wanneer ek na my kleinkind kyk en ek vir myself sê, jy weet, as die lewe nou so lyk, hoe gaan die lewe oor 20 jaar lyk? Hoe gaan hierdie wêreld lyk oor 20 jaar van nou af? Wat gaan wees? Hoe gaan dit lyk? En as jy kyk na die tendense, dan gaan hierdie 'n verskriklike plek wees, as die Here vertoef om te kom vir nog 20 jaar. Maar dis die werklikheid waarmee ons sit. J.H. Oldham het gesê, geloof is 'n aktiewe, kreatiewe mag. Jy sien, dis waar geloof in werking kom, soos al hierdie mense wat binne in 'n situasie was, en hulle harte na God toe gedraai het, en gesê het, Here, ons sit ons vertroue in U, en ons hoop is op U gevestig. Nie in onsself nie, nie in ons eie vermoëns, nie in ons eie krag nie, maar in U. So wat sê God vir ons oor vertroue? Hy sê vertroue in jouself alleen of in ander kan onbetroubaar wees. Die hoogste vertroue moet op God gesentreer wees. We must trust in God and God alone. Jy weet en ek weet hoe feilbaar ons is. Hoe swak ons is. Jou lewe kan binne in sekondes verander. Jy dink jy staan en net en dan lê jy. Vra vir my. 2 weke gelede wil ek 'n lig iewers te vervang. En ek staan op die stoel en ek kan nie bykom nie, en toe staan ek op die poeltafel. En die volgende oomblik toe lê ek daar onder op die grond. Net so, sekondes. Jy kan nou dink jy leef, en net nou is jy nie meer hier nie. Jy sien, om op onsself te vertrou in ons eie krag en ons eie vermoëns, beteken nie veel nie. Ja, ons is positief oor wie ons is.
en wat ons kan doen. En ons weet wat ons vermoëns is, maar ons weet wat God is, en ons sit ons vertroue in God en hom alleen. Jeremia 17 vers 5 en vers 7 sê, so sê die Here, vervloek is die man wat op die mens vertrou, en die vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Here afwyk. Geseënd is die man wat op die Here vertrou, en wie se vertroue die Here is. Wie se vertroue die Here is. Julle sien die woorde, die Here is, nie in die Here is nie. Jy vertrou hom vir wie hy is. Dis die een op wie ek en jy vertrou. Wanneer jy kyk na jou lewe, en jy kyk na jou vyand, en jy kyk na die aanslag, en jy kyk na die krisis, en jy kyk na die probleem, dan sê man, ek vertrou nie op my eie vermoë om hier uit te kom nie. Ek vertrou op die Here. My vertroue is in die Here. Dis die een op wie ek my hoop sit, aan wie ek vashou. Die een op wie ek vertrou. Ons kan God vertrou. Sy teenwoordigheid in ons lewens en sy karakter is gewaarborg. Ek het dit al baie keer vir julle gesê. Kyk hierso man, jy weet, jy kan na my kyk en ek probeer, as 'n mens, as 'n persoon, ek probeer dan my okay leef en die regte ding doen. Maar ek maak ook droog. Ek maak ook foute. My karakter is ook baie keer bietjie twyfelagtig. Soos ons almal maar. Maar jy kan God se karakter 100% vertrou. Hy is wie hy sê hy is. Jy hoef nie daaroor te wonder nie. Jy hoef nie daaroor te dink nie. Jy weet wie hy is. Jy weet, hy sê ek is met jou. Jy hoef nie daaroor te twyfel nie. Al voel jy nie so nie, al dink jy nie so nie, al is die belewenis van sy teenwoordigheid nie hier binne in jou hart en jy weet jou armhare, ons sê ons was in die kerk gewees en vanoggend was die Here daar want my nekhare het gereis. Dit was net 'n koue windjie dalk gewees. Jy sien, want God roer jou hart, man. God doen iets hier binne in 'n mens. Ja, so ek, al voel ek nou nie my armhare, my nekhare reis nie, hy is teenwoordig, dis wie hy is, sy wese is onkreukbaar. Psalm 9 vers 10 sê hy, so sê die Here dan, 'n rotsvesting vir die verdrukte, 'n rotsvesting in tye van benoudheid. Weet jy wat nou? Hier's 'n paar manne wat nou al 'n bietjie vis gevang het. En ek het nou al van hulle stories gehoor. Jy sien, as jy nou, vir al die manne wat daar op hierdie rotse vis vang, hulle is mos nou braaf. So hulle tuister die wit watertjies daar voor met hulle stokke. En om 'n tydjie kom daar 'n groot brander aan. En wat maak almal wanneer die groot brander kom? Hulle hol na die hoë rotse toe. En dis wat ons doen. Wanneer die lewe sy brander op jou afgooi, hardloop na die hoë rots toe. Gaan staan daar, hy staan vas. Hoekom is daai rots nog steeds daar as jy hierso daar aan die punt gaan en sien daar's 'n klompie rotse? Vir hoeveel jare is daai branders besig om teen daai rotse te breek? Maar die rotse is nog steeds daar. Maar ek sê vir jou, gaan staan jy bietjie daar voor op die punt. En laat daai groot brander jou vat en jy gaan nie lank daar staan nie. Jy sien, want die rots bly vas en dis wie hy is, hy is ons rotsvesting. Ek kan op hom vertrou. Want dis wie hy is, hy's vas, stewig vas. Charles Spurgeon het gesê, ons kan nie altyd God se hand sien nie, maar ons kan altyd God se hart vertrou. Soms lyk dit vir ons rof, man. Jy weet, soms kom die Here, as jy nou na die geskiedenis kyk, soms kom die Here, dan soos Moses en Joshua nou na hom, en jy weet,
Die Here maak 'n see oop en jy stap deur en dan verdrink hy sommer al die vyande net so op een slag. Vir party konings het die Here 'n engel gestuur en wanneer hulle na die laar toe stap, die volgende oggend is almal gone, weg. Die vyand is net weg. Maar in sommige gevalle moes manne swaard trek en beklei en oorlog maak. Hulle moes hulle verstand gebruik, hulle moes in aksie kom met hulle geloof en vertroue in God. Hy gaan vir my deurkom in my geveg. Daar's tye wanneer die volk geveg het en die Here het nie die ander mense net weggewaai met die wind nie. Moses moes gaan sit en sy hande oplig en solank sy hande in die lug is, het hulle die geveg gewen. En as hy moeg geraak het en sy hande laat sak het hulle besig om te verloor. Maar hulle geloof was nog steeds in God. Dis wat dit beteken, ek vertrou op die Here. Al sien ek nie altyd sy hand nie, ek vertrou sy hart. So ook in jou situasie, vertrou sy hart. Om God te betrou vir die onbekende is 'n kenmerk van geloof. Wie van julle kan vir een oomblik sê, ek weet wat môre gaan gebeur? Inteendeel, ek en jy weet nie eens wat oor 'n halfuur gaan gebeur nie. Ons het net nie die vermoë nie. Ons maak afleidings. Ek kan beplan. Van julle sit 'n skaapboutjie in die oond. Want jy beplan, hy gaan nou oor soveel ure gereed wees. OK? Jy kan dit beplan. En oor die algemeen, gelukkig het ons nou binne load shedding, sal die boutjie oor 'n sekere tyd gaar wees as jy al jou beplanningkies mooi reg uitgevoer het. Dis goed wat ek en jy kan beplan. Ons kan sê, ons gaan, soos ons sê, weet, volgende week in Sondag wat nou kom, gaan ons 'n diens hê, 9:30 die oggend, hier by die kerk. So ons beplan, ek werk my preek uit en ons doen die goedjies wat ons veronderstel is om te doen. Ons maak gereed, die voorsangers oefen en sort hulle self uit, want ons beplan dat iets in plek sal wees. Maar net God weet of dit so sal wees. Net God weet of ek hierso sal staan Sondag. So ek en jy staan baie keer en ons kyk na die situasie en ons maak afleidings van die situasie. En die situasies waar ek voel, ek het 'n bietjie beheer, dit voel vir my goed. Want ek kan dit nou 'n bietjie uitsorteer. Weet, ek beplan my vakansie en ek is in beheer. Maar sekere goeders het ek en jy nie beheer oor nie. Sekere goeders wat met ons gebeur het ons nie eenvoudig net nie beheer nie. Sekere omstandighede is daar nie beheer oor nie. En is daai goed wat maak dat ek en jy na God toe draai en hom gryp en sê, Here, ek vertrou U vanmôre al sien ek hom nie. Al lyk hy vir my na 'n donker plek, ek weet U is die lig. U is die hoop wat vir my gaan deurkom. 2 Korintiërs 5 vers 7 sê, want ons wandel deur die geloof en nie deur die aanskouing nie. Dis ietsie wat ons osself moet leer hierdie. Want ons het 'n geneigtheid om dit wat ons sien die werklikheid te maak. En geloof is ietsie heeltemal anders. Geloof sê, Here, ek vertrou U vir die uitkoms. Ek vertrou U vir die deurbraak. Ek vertrou U dat U vir my gaan deurkom. 'n rooibok, doodgewone rooibok, 'n impala, okay, wat ons daar in die Laagveld kry. Hy kan 3 meter hoog spring. Nou 3 meter is redelik hoog. Okay? Hy kan 3 meter hoog spring, hy kan 9 meter ver spring. As sê maar, dis gevaar. Sy adrenaline bietjie pomp. Dis wat hy kan doen. Maar weet julle wat, in die dieretuin is daar so 1 meter hoë muur. En 'n rooibok sal nie bo daai muur spring nie. Hy sal gevange bly binne in daai muur, solank as wat hy nie kan sien waar sy voete gaan land nie. Want 'n rooibok spring nie as hy nie kan sien waar sy voete gaan land nie. En baie keer is ons presies dieselfde. Weet jy, soms moet ek en jy in geloof spring
en God vertrou oor die landingplek. Ons moet hom vertrou. Baie keer is ons omstandighede van so aard dat ons weet nie hoe lyk die landingplek en is die landingplek 'n veilige plek nie. Maar Here, as U vir my sê spring, dan spring ek. Want ek weet wie U is. En ek weet U kan sien daar waar ek land. U sien, vertrou die een wat môre ken en oormôre ken. Wat weet wat oor 'n maand is. Vertrou hom. Vertrou die een wat sê ek koester aangename gedagtes aangaande jou. Gedagtes van voorspoed en nie van onheil nie. Vertrou die een wat sy hart gerig is na jou toe. Wat vir jou in sy woord sê, ek sal my reddende regterhand sal ek jou red en ek sal jou gryp. As jy nood het en jy roep my aan, sal ek jou hand gryp en ek sal jou uitred. Vertrou daai ene. Jy sien, ons kan baie keer nie sien hoe lyk môre of oormôre en Here, hoe gaan ek land? Hoe gaan ek deurkom, my koning? Dan sê die Here, vertrou my. Ek is reeds daar. Ek weet waarheen jy op pad is. Die grond waarop ek is 'n stewige grond. Sit jou vertroue en jou hoop in die Here. Vertrou in God. En dit moet konstant en dit moet onwrikbaar wees. Jy sien, hierdie geloof help ons deur moeilike tye. As ek weet dat die Here is daar vir my en hy gaan vir my deurkom, dan bly ek vertrou, maak nie saak wat en hoe dit om my gaan nie. Want ek weet dat ek weet hy gaan vir my deurkom. Dis soos my kleinkind. Ons vertel baie stories. Hy ken al die Bybelstories al. So nou sit ons 'n videoetjie en kyk oor Jesus se geskiedenis en nou praat hulle so, nou wys hulle die storm op die see. Nog voordat dit enigiets gebeur, dan sê hy alreeds, Jesus gaan die storm stil maak. Want hy weet dit net. Jy sien, ons sit in die bootjie en ons skree saam met die disippels. En ons ruk en blik en ons is nat en ons is de mekaar. In plaas van dat ons net sê, Jesus gaan die storm stil maak. Sit jou vertroue in hom. Sit jou hoop in hom. Hou vas aan die een, aan wie ek en jy kan vashou en wie vir ons die uitkoms sal bring. Habakuk 3, julle ken hierdie versie, baie goed. Vers 17 tot 18 sê hy, al sou die vyeboom nie bloei nie, en aan die wingerdstokke geen vrug wees nie, en die drag van die olyfboom sal teleurstel, en die saai lande geen voedsel oplewer nie, en die klein vee uit die kraal verdwyn, en geen beeste in die stalle sal wees nie, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in die God van my heil. Nie, Here, as U die krale verander nie. Jy weet, as die beeste baie is nie, dan sal ek U loof nie. Nie Here, as U die vrug op die land gee, dan gaan ek U loof en prys nie. Nogtans, Here, sal ek in U jubel. Dis vertroue. Dis geloof in die lewende, heilige God. Maak nie saak wat in jou lewe aan die gang is nie. Maak nie saak hoe dit lyk nie. Maak nie saak wat daai reus is wat voor jou kom staan, wat daai geweldige stryd is waarmee jy besig is, wat voor jou kom sit het en jou wil kom opeet nie. Nogtans sal ek in U vertrou, Here. Maak nie saak wat my oë sien nie. Maak nie saak wat my ore hoor nie. Nogtans sal ek op U vertrou, Here. Nogtans sal ek aan U vashou. Maak nie saak hoe môre lyk nie. Maak nie saak hoeveel note in my beursie is of nie is nie. Maak nie saak of die bankrekening leeg is of vol is nie. Nogtans sal ek op U vertrou, Here. Maak nie saak wat die dokter oor my liggaam sê nie. Nogtans sal ek op U vertrou. En nie net dit nie, ek sal in die Here jubel. Want ons jubel nie vir die oorwinning nie. Ons jubel binne in die stryd. Dis wat geloof is. Om binne in die stryd te staan en dan te jubel en te juig
Nie omdat hy vir my iets doen nie, maar vir wie hy is. Dis geloof. Dis wanneer ons vir God wys, Here, dis wie U is. Hy is my allerheiligste en almagtige, en al sou my liggaam vergaan, en al sal die beeskrale leeg wees, en al sou ek nie finansies hê nie, en al sou krisis in my lewe langskom, nogtans, Here, sal ek in U jubel, nogtans sal ek U naam groot maak, nogtans sal ek U prys, nogtans sal ek U eer, want ek weet wie U is. Hy is groter en meer as enige stryd, enige krisis, enige iets wat my pad langs kan kom. Ek vertrou U vir die uitkoms, maar Here, nogtans sal ek in die Here jubel. Charles Kingsley sê die volgende, hy sê, ek wil nie net 'n geloof besit nie. Ek wil 'n geloof hê wat my besit. Ek wil nie net 'n geloof besit nie. Ek wil 'n geloof hê wat my besit. Wat my vasgryp. Ek kan nie anderster as om te glo nie. Ek kan nie anderster as om te vertrou nie. Ek kan nie anderster as om my hoop in die Here te sit nie. Maak nie saak wat my pad langs kom nie, Here, ek kan nie anderster as om op U te vertrou nie. En maak nie saak hoe groot die vyand lyk en hoe magtig dit lyk en hoe verskriklik dit ook al lyk nie. Dit maak nie saak wat my oë sien nie, dit maak nie saak wat my ore hoor nie. Nogtans sal ek in die Here jubel en sal ek op U vertrou, my God. Want ek weet wie hy is. Ek weet wie hy is. Miskien het jy vanoggend 'n reus wat voor jou staan, 'n vyand wat oorweldigend groot lyk, 'n krisis wat vir jou lyk asof dit net jou gaan insluk. Miskien sit jy in volgende jaar, ons is nou hier in die einde van die jaar, en volgende jaar lyk vir jou soos 'n magtige vyand. Jy sit en wonder, gaan ek dit maak, Here? Gaan ek deurkom, my koning? Of gaan hierdie ding my vernietig? Gaan hierdie ding my lewe vir my ondraaglik maak? Gaan hierdie vyand my onderkry, Here? Miskien sit jy met iets in jou liggaam wat jou siek maak en jy sit daar en sê, Here, wanneer gaan ek oplossing kry? Sit jou vertroue in die Here wat die uitkoms gee. Soos mense ons deur die geskiedenis geleer het, van alle tye af, manne, vroue, jong mense, kinders, wat na God gedraai het en gesê het, Here, die oormag is te groot, maar ek sit my vertroue in U. Ek sit my hoop in U. U is die uitkoms. Nie my planne nie, nie my denke nie, niemand anders se geite en goede nie, maar U is my uitkoms. U sal hierdie probleem vat en oplos vir my. U kom vir my deur. Dis wie die Here is. Sit jou vertroue in Hom. Kom ons maak ons oë toe en dan bid ons net saam. Vader, U is die Here onse God. Het maak nie saak wat ons sien nie. Het maak nie saak wat ons hoor nie. Dit maak nie saak wat ons voel nie. U is en bly dieselfde Jesus. U is die onwankelbare. U karakter is onkreukbaar. U is die almagtige, allerheiligste God. En ons gee nie die eer en die lof vir elke uitkoms wat U gegee het deur die geskiedenis heen in miljoene mense se lewens. Maar ons wil ook vir U vanoggend lof en eer gee vir die uitkoms wat U gee in ons lewens, Here. In ons harte. Terwyl jy oë gesluit hou, miskien sit jy voor hierdie reus, hierdie vyand, hierdie wat ook al voor jou staan, en jy sit met angs of twyfel en vrees, of net, Here, hoe gaan ek dit maak?
Ek wil graag saam met jou bid en God vertrou vir uitkoms in jou lewe. En as jy hom vanoggend wil vertrou en sê ek sit my vertroue nie, wil ek met saam met jou bid, staan gou op jou voete en dan sê net vir hom hiermee sê ek, Here, ek vertrou U. Sê eenvoudige uitnodiging. Here, hiermee vertrou ek U met my lewe, met my pad, met my situasie, met my omstandigheid. Maak nie saak wat dit is nie, maak nie saak hoe dit lyk nie. Here, ek gee nie om nie. Maak nie saak wat ek sien vandag nie, Here. Maak nie saak wat ek hoor of wat ek voel nie. Maar in U is my oorwinning. In U is my oorwinning. U bring die uitkoms. Nie omdat ek goed is nie, maar Here, omdat U goed is. Vader, U sien en ken elke man, vrou wat voor U staan. Mense wat sê, ek het nodig dat U ingryp, Here, vir my in my lewe. Ek het nodig dat U 'n magtige werk kom doen in my omstandighede. Ek roep vandag na U, o Koning. Ons roep na U, o Here, onse God. Vader, Seun, Heilige Gees, onse God, ons Koning, ons Redder, ons Verlosser, ons Vrymaker, ons bron van hoop en bron van lewe en bron van krag. Dankie dat U ingryp in ons lewens. Dankie dat U ingryp in ons gees. Dankie dat U ingryp in ons verstand, in ons omstandighede, in ons denke, in ons verstand waar ons dink, Here. Ek kom vra U, Jesus, deur U genade, open ons oë om die onsienlike te sien. Die uitkoms en die uitweg wat die Here vir ons berei. Dat ons Jesus Christus in sy volle heerlikheid en krag en mag en majesteit as die oorwinnaar in ons lewens sal sien, Here. Dat ons die uitkoms sal sien, dat geloof in harte sal opstaan en dat die krag en die werking van die Heilige Gees in ons sigbaar en beleefbaar sal wees. Dankie Here vir genesing, vir uitkoms, vir aanraking, vir verandering, vir vernuwing. Ek eer U dat U dit vir ons doen, in die magtige en die wonderlike en die magnifieke naam van Jesus, die Koning van alle konings, bid ons dit. Amen.